Vriende, ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons getroue verlosser en saligmaker. Hartlik welkom vanmôre by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Dit is Paasfeestyd en hierdie naweek vier ons die kruisiging en opstanding van ons Here Jesus Christus. Mag die Here ook vanmôre ons harte open vir sy woord. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons lees vanmôre Matteus 27 vers 57 tot 66. Hierdie gebeure vind plaas op Goeie Vrydag die laatmiddag en dan ook die dag daarna. Ons begin lees by vers 57. Laat die middag het daar 'n ryk man aangekom. Dit was Josef van Arimatea, wat self ook 'n volgeling van Jesus was. Hy het na Pilatus toe gegaan en die liggaam van Jesus gevra. En Pilatus het beveel dat dit vir hom gegee moet word. Josef het die liggaam geneem en dit in skoon linne toegedraai en dit daarna neergelê in sy eie nuwe graf wat hy in die rots uitgekap het. Hy het 'n groot klip voor die ingang van die graf gerol en weggegaan. Maria Magdalena en die ander Maria was ook daar en het reg voor die graf gesit. Die volgende dag, die dag na die Vrydag, het die priesterhoofde en die Fariseërs by Pilatus gekom en vir hom gesê: "Meneer, ons onthou dat toe daardie bedrieër nog gelewe het hy gesê, na 3 dae sal ek uit die dood opgewek word. Gee dan bevel dat die graf 3 dae veilig bewaak word, sodat sy disippels hom nie dalk kan steel en vir die mense vertel hy's uit die dood uit opgewek nie. Dan sal die tweede bedrog erger wees as die eerste." Pilatus antwoord hulle: "Hier is vir julle 'n wag. Gaan beveilig die graf so goed as julle kan." Hulle het toe gegaan en die graf beveilig deur die klip te verseël en die wag daar te laat bly. Ons lees net eers tot sover. Jesus Christus is gekruisig op Goeie Vrydag op die kopbeenplek met die naam van Golgotha. Dit was 'n koppie net buite Jerusalem, naby die stad. En rondom hierdie plek was daar ook 'n tuin met 'n nuwe graf wat daar naby was. Hierdie graf het behoort aan Josef van Arimatea. En hy het hierdie graf beskikbaar gestel dat Jesus daar begrawe kon word. Hy het dan ook laatmiddag daardie Vrydag vir Pilatus gaan vra of hy Jesus se liggaam kon kry om hom te gaan begrawe. Hierdie versoek is aan hom toegestaan. Saam met hom was Maria Magdalena en die ander Maria. En nadat hulle die liggaam goed behandel het hulle skoon linne geneem en Jesus se liggaam daarin toegedraai en daarna neergelê in hierdie nuwe graf. Die volgende dag, die Saterdag, het die priesterhoofde en die Fariseërs na Pilatus toe gegaan en toestemming gevra om Jesus se graf te gaan bewaak. Want hulle het vir hom gesê dat Jesus voor sy dood reeds aangekondig het dat hy sou opstaan uit die dood. En hulle was bang dat Jesus se disippels Jesus se liggaam sou steel en dan sou sê dat hy sou opstaan uit die dood. Pilatus het hulle versoek toegestaan. 'n Wag is beskikbaar gestel om die graf veilig te gaan bewaak. En daar sou die klip ook verseël word en die wag sou daar bly, sodat dit baie duidelik sou wees, niemand Jesus se liggaam kon steel nie. Hierdie is alles dinge wat gedoen is, broeder en suster, om twyfel te saai en om seker te maak dat Jesus dood is en dat die wêreld sou kon weet niemand sy liggaam sou kon steel nie. Dit is alles deel van God se raadsplan gewees in afwagting op Sondag, wanneer Jesus uit die dood
sou opstaan. Broeder en suster, hierdie was werklik aangrypende gebeure wat plaasgevind het net buite Jerusalem. Dit is alles gebeure wat moes plaasvind, in aansluiting by God se raadsplan en in afwagting vir die groot opstandingsdag van Jesus Christus. Ek en jy kan hierdie wondergebeure saam lees vanuit die Here se woord. Ons kan hierdie gebeure ons eie maak, daarin glo, en die Heilige Gees sal sorg dat dit tot ons geloofsversterking is. Paasfeestyd is 'n besondere tyd van die jaar, en ons eer die Here dat hy sy seun na hierdie wêreld toe gestuur het om die hoogste prys te betaal, om in ons plek gestraf te word, sodat ons vrygespreek kan word en van sonde gereinig kan wees. Kom ons wy ons hierdie Paasnaweek aan die Here toe. Ons oordink alles wat gebeur het met Jesus Christus en met sy volgelinge. En kom ons loof ons hemelse Vader vir wie hy is en dat hy met ons as mense deur sy seun bemoeienis maak en elke dag 'n pad saam met ons wil loop. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre in aanbidding voor U kan buig in hierdie nuwe dag. Ons loof en prys U groote naam en ons aanbid U vir wie U is. Dankie vir U liefde wat oneindig is, vir U genade wat so groot is, en vir U seun Jesus Christus wat homself vir ons gegee het, om vasgespijker te word aan die kruis op Golgotha. Hy het kom betaal vir ons sonde. Hy het ons met God kom versoen. Daarvoor loof ons U. Dankie ook vir hierdie dag, Here. Ons wy ons lewe aan U toe. Seën dit vir ons. Vul ons harte met U vrede en met U liefde. En lei vir ons, Here, dat ons lewens vandag U naam sal verheerlik. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.